Hartlike goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom sy woord en ek wil u vanmôre groet met die woorde van Psalm 19 vers 14 en 15. Nou hierdie is 'n Psalm van Dawid en koning Dawid bid en hy sê: Here, hou u knegt ook terug van moedswillige sondes. Laat dit nie oor my heers nie, dan sal ek onbestraflik wees en vry van groot oortreding. Laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Dawid bid en hy sê: Here, hou u knegt terug van moedswillige sondes. Met ander woorde, Here, ek is u kind en help my, ek wil nie moedswillig myself in sonde begewe nie. Laat dit asseblief nie oor my heers nie. En dan gebruik hy twee praktiese voorbeelde. Hy sê die woorde van sy mond en die oordeenkinge van sy hart. Nou daar's 'n spreekwoord wat sê wat die hart van vol is, loop die mond van oor. So Dawid weet dat as 'n mens se hart voor God nie reg is nie, is jou mond voor God nie reg nie. En daarom sê hy: Here, die belangrikste is dat die woorde van my mond en die gedagtes van my hart voor u welbehaaglik wees. Wanneer ons gedagtes voor die Here rein hou, dan sal ons woorde voor die Here rein hou. En dis die gebed van my hart dat u en ek werklik hierdie twee verse sal memoriseer, vir die Here daagliks sal vra: hou my terug van moedswillige sondes. Laat dit nie oor my heers nie. Here, laat my woorde en my gedagtes voor u rein wees, sodat ek u in alles kan verheerlik. Nou vriende, met dit in gedagte gaan ons vanmôre kom by ons aktuele tema. En dit is die gedagte van spreek in tale. Nou, dit is 'n geweldige kontroversiële saak en die rede daarvoor is, daar is baie kerke wat vir dit is, daar's baie kerke wat teen dit is, en ek dink daar's baie mense wat hierdie hele saak verkeerd verstaan. En ek gaan u probeer begelei, nie omdat ek dink ek weet alles nie, maar oor die jare het ek baie gesprekke gehad met mense vir en teen die tale praat. Ek het baie gelees daaroor, ek was in baie kerke gewees wat dit beoefen en nie beoefen nie. En ek het op 'n stadium die Here gevra vir wysheid en ek het 'n goeie deeglike studie gaan doen en ek gaan nie vanmôre vir u alles sê wat ek kan sê nie, maar ek gaan u net begelei om 'n basiese verstaan te hê van wat die Bybel sê spreek in tale is en die vraag probeer beantwoord, kom dit ooreen met dit wat ons vandag in kerke vind. Nou vriende, ek gaan 'n paar vrae vra en dan gaan ek dit probeer beantwoord. Die eerste vraag wat ek wil probeer beantwoord is: was daar so iets soos tale spreek in die Bybel? Wat sê u? Die antwoord is baie duidelik: ja. Handelinge 2 vers 1 tot 4 sê: en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur wat hulle self verdeel het en op elkeen van hulle gaan sit het, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Hierdie is 'n verwysing na die uitstorting van die Heilige Gees met die geboorte van die Nuwe Testamentiese kerk, en die Bybel sê dit was 'n unieke gebeurtenis, en die Bybel sê hierdie apostels het dan die Heilige Gees ontvang. Nou daar was 'n paar unieke dinge wat gebeur het wat nie nagemaak kan word nie. En die Bybel sê vir ons in die eerste plek, daar het 'n skielik uit die hemel 'n geluid gekom soos van 'n geweldige rukwind. Nou vriende, niemand wat in tale spreek kan hierdie wonderlike wonderwerk namaak nie. Die tweede wonderwerk wat gebeur het is, daar is tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel het en op elkeen gaan sit het. Dis nog een van hierdie wonderwerke wat nie nageboots of nagemaak kan word nie. En dan sê die Bybel vir ons, hulle almal is vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, nie vreemde tale nie, nie brabbeltale nie. En die Bybel sê vir ons baie duidelik, die rede en die doel vir hierdie spreek van tale was gewees, ons hoor hoe hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is spreek oor die groot dade van God. Handelinge 2 vers 8 tot en met vers 11. So die vraag is, was daar so iets soos spreek in tale in die Bybel? Die antwoord is onomwonde ja. Kom dit ooreen met die vandagse spreek in tale in kerke? Die antwoord is nee. Waarom nie? Daar was 'n unieke gebeurtenis in die boek Handelinge, waar daar 'n geweldige rukwind was, waar daar tonge van vuur was wat verdeel is, en die tale wat gespreek was, sê die Bybel, was bekende tale, en die doel was nie om myself te promoveer nie, maar om die evangelie te verkondig. Die tweede vraag wat ek gaan beantwoord, wat baie nou aansluit by die vorige ene, wat was dan die doel hiervan? Ek gaan dit vir u lees, dat u dit beter kan verstaan. Die Bybel sê vir ons in Handelinge 2 vers 5, daar het in Jerusalem gewoon godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. Baie belangrik, uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war.
Want elkeen het gehoor hoe hulle sy eie taal spreek. Nie 'n brabbeltaal nie, nie een of ander vreemde snaakse klank nie. In sy eie taal spreek, vers 7. En hulle was almal verbaas en verwonder en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Paters en Meters en Elamiete en die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die streke van Libië by Sirenië en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote, Kretense en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. U sien, die doel van die tale was gewees dat die evangelie van die Here Jesus Christus verkondig sou word. Hierdie was mense wat verskillende tale gespreek het en daarom het die Here ook hierdie besondere wonderwerk toegelaat sodat die apostels elkeen in hierdie taal wat hierdie mense geken het, die evangelie van Jesus Christus kon verkondig het. 'n Derde gedagte is daar ooreenkomste met die hedendaagse fenomeen in kerke. Met ander woorde, jy gaan na kerke toe en jy hoor daar spring hy op en hy praat in 'n paar brabbeltale. Hier staan miskien iemand op en hy probeer dit uitlê. Miskien is daar niemand wat dit uitlê nie. Hier begin die pastoor, hier begin die predikant in een of ander taal praat. Is daar ooreenkomste met wat vandag in kerke gebeur en wat gebeur het in Handelinge 2? Die antwoord is nee, glad en geheel al nie. Vandag se verskynsel is 'n vreemde verskynsel in die kerk van die Here Jesus. Kom ek sê gou vir u wat sê 1 Korintiërs 14 vers 22. Daar staan die tale is dus 'n teken, nie vir die gelowiges nie, maar vir die ongelowiges. Die profesie egter is nie vir die ongelowiges nie, maar vir die gelowiges. Wat wil Paulus vir ons sê? Dat die tale, vriende, wat die Here gegee het vir die apostels in Handelinge 2, het ten doel gehad om die evangelie te verkondig sodat sondaars gered kan word. Dit was nie 'n vreemde fenomeen wat dan ook die mens bevorder het en sy geestelikheid probeer wys het om te sê ek is nou met die gees vervul en nou spreek ek in ander tale nie. Dis 'n leuen waarmee die kerke mense bombardeer. En in die kerk is hierdie onderskeid, ek is geesteliker as jy, want ek het in aanhalingstekens die gees ontvang en 'n besondere taal ontvang, en die Bybel sê niks daaroor nie. Daarom, vriende, wil ek vir u duidelik sê, en dit baie duidelik stel, daar is nie ooreenkomste met wat in Handelinge 2 gebeur het, en wat vandag in kerke aan die gang is nie. Die vraag wat ek vir u wil vra nou, is mense sê, ja maar, die Bybel sê in 1 Korintiërs 12, 13 en 14, dat jy tale kan spreek en dan is daar iemand wat dit kan uitlê, en ek moet vir u verskil, want die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat daar nie 'n nodigheid sal wees, as ons 100 Afrikaans sprekendes in 'n kerk is, dat die Here nou met 'n ander taal tot ons sal spreek, en dan moet 'n verklaarder wees om vir ons die boodskap te gee nie. Daarom het die Here die prediker aangestel, wat sy woord voorberei, dat hy in Afrikaans vir ons die woord kan verklaar, sodat ons dit dan kan verstaan. As jy Duitser is, sal die Here 'n Duitse predikant gebruik. As jy 'n ander taal praat, sal die Here daardie persoon gebruik, om dan ook hierdie waarheid aan jou mee te deel. Nou vriende, die meeste van ons ken die liefdeshoofstuk in die Bybel, 1 Korintiërs 13, en ons hoor wat die Here alles oor die liefde te sê daarin. Maar daar is 'n gedeelte in hierdie 1 Korintiërs 13 wat my baie getref het. Die Bybel sê vir ons, die liefde vergaan nimmer meer, maar profeseë, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Wat wil Paulus vir ons sê? Vriende, dit is eenvoudig dit wat die skrif vir ons wil kom leer. Ons beleef 'n tyd waar ons sendelinge uitstuur, en daardie sendeling kry nie ewe skielik hierdie wonderwerk van 'n vreemde taal nie. Nee, hy gaan na 'n bepaalde land toe en hy leer daardie land se taal, en dan begin hy die evangelie aan hulle verkondig, nadat hulle gesien het hoe hy die evangelie uitgeleef het deur sy daaglikse leefwyse. Daarom die tale het nie meer regtig 'n doel nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor, dat die Here nou reg oor die wêreld dan ook predikers uitstuur, sy sendelinge uitstuur, geroepenes uitstuur, om die evangelie te gaan verkondig. Glo my vriende, ek ken baie sendelinge, baie predikante, mense wat reg oor die wêreld werk vir die Here doen, en elke liewe een van hulle moes daardie land se taal aangeleer het. Dis net op die televisie, wanneer jy hierdie snaakse programme kyk, het jy hoor hierdie ou 'n vreemde taal ontvang, en daardie ou 'n vreemde profesie ontvang, en daardie ou dis altyd iets wat oor televisie gebeur, om wanneer jy die televisie aansit, of jy gaan na sekere kerke toe, wat hierdie snaakse goed plaasvind, en dit is lyk my net beskore vir die elite.
Ek wil vanmôre vir u sê, die woord van die Here is baie duidelik, dat die tale praat in Handelinge 2 was met 'n bepaalde doel, sodat die groot dade van God verkondig sal word. Hierdie groot dade is dat Jesus, die Seun van God, gelewe het, gesterf het, opgestaan het, opgevaar het en sal kom om ons weer te kom haal, en dat redding in die Here Jesus Christus vir elke verlore sondaar beskikbaar is. Vriende, die doel van die tale in Handelinge 2 was gewees, soos Petrus gesê het in vers 38, dat elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Daarom is die gebed van my hart dat u dit sal sien. Met daardie Handelinge 2 gebeure was daar wonderwerke wat plaasgevind het, waar die ander tale een van dit was. En duisende mense, die Bybel sê by die eerste preek het 3000 mense tot bekering gekom. En die Bybel sê nie een van hulle het 'n ander taal ontvang nie. Hierdie 3000 bekeerlinge, sê die Bybel, het tot bekering gekom, hulle die Heilige Gees ontvang, maar nie een van hulle het in 'n ander taal gespreek nie. Daarom wil ek net vir u sê, moenie u laat mislei, dat mense vir u sê, as jy nie 'n ander taal ontvang het, of dan 'n vreemde taal, of 'n brabbeltaal ontvang het, dat jy nou 'n geestelike uitgeworpene is nie. Hou vas aan die Here Jesus. Elkeen wat gered geword het, ontvang die Heilige Gees in sy volheid, en tot die dag van jou dood sal die Heilige Gees jou leer en lei in die waarheid, waarin jy jouself sterwe, jou kruis opneem, en die Here Jesus Christus volg. Mag die Here ons wysheid gee om sy woord te ondersoek, om dit te lees, om dit te verstaan. Moenie mislei word nie, vriende. Daar is so baie mense se opinies. Lees net die Bybel binne die konteks van die Bybel, en mag die Here ons genade gee, sodat ons kan groei in hierdie kennis van die Here Jesus Christus. En mag die Here siele red uit elke nasie, taal, volk en stam tot sy eer. Groete vir u, mooi dag verder, tada.